Ons gebruik altyd Abraham as 'n voorbeeld van die gelowiges, maar min dink ons aan die onsuksesvolles, soos nou hierdie profeet en ook soos Saul. Vader het Saul die eerste geleentheid gegee om die koning van Israel te wees, en wie se nageslag die koning gaan wees. Want toe hy ongehoorsaam was, toe sê hy vir hom, nou sal jou nageslag nie wees nie. So, hy het dit eintlik bederf, en hoe het hy dit bederf? Deur nie te geglo het nie. Nou, let net op wat gebeur, want ons sukkel om die kloutjie by die oor te kry, omdat definisies van woorde verander is, soos geloof. Geloof in God beteken ek gaan staan voor in die kerk en ek bely, ek glo in hom. En dis geloof. Maar dit is nie geloof. Dis net 'n belydenis wat jy gaan doen net, maar dis waardeloos. Geloof gaan gepaard met werke van geloof. Nou, Saul. As jy gaan kyk na Saul se lewe. Vader het Saul gekies. Saul was 'n nederige mens. En Vader het hom vir 'n rede gevat en gesê, ek wil jou hê as my vors. En sy teleurstelling was in sy geloof. Dat hy het nie gesnap wat geloof is nie. Dit wat Abraham gesnap het en beoefen het. Beoefen beteken, ek verstaan dit en ek doen dit. Ek kry 'n moeilike opdrag van Vader af. En hy het nie 'n keuse. Daai opdrag kom sonder 'n keuse. Ek moet daai een doen, maar ek doen dit nie uit gehoorsaamheid uit nie. Ek doen dit uit geloof uit. Daar is 'n verskil. Gehoorsaamheid beteken, ek ken God en ek weet hoe gevaarlik is hy. En hy gaan die leeu stuur as ek nie van hom luister nie. Dan doen ek dit uit vrees uit. Dis gehoorsaamheid uit vrees. Maar gehoorsaamheid uit geloof uit beteken, ek ken God, ek weet, hy is almagtig. En hy is so groot soos die oseaan, en ek is so groot soos die seentjie wat met die emmer in die sand speel. Ek is niks teen hom nie, en nou kom hy, en hy sê vir my iets, en ek wil met hom redeneer, en vir hom sê, maar my opsie is die beter opsie. Dis wat Saul gedoen het. Hy het gesê, ek weet, hy het gesê, ek mag nie offer nie, maar my soldate, hulle gaan nie van my afvallig raak nie, hulle word afvallig, dan gaan hulle gaan terug huis toe, en die Filistyne is die sterker mag. Saul was nie soos Dawid wat die Filistyne verslaan het nie, die Filistyne het Saul verslaan. En uiteindelik het hy genoeg soldate bymekaar en hy sien kans. En die profeet is ook nog daar en hy ondersteun hom. Maar nou sien hy die goed loop nie reg. En hy het nie God se woord bewaar nie. God het gesê, jy kan nie die offer bring nie. Jy is nie die profeet nie. En Saul het net die sienlike gesien. Hy het net gekyk tot waar sy oë kan gaan. Hy het geensins verstaan van 'n profeet nie. Hy het nie verstaan van 'n offer nie. Hy het nie verstaan van 'n groter betekenis nie. Toe God vir Abraham gesê het, trek uit jou land uit na die land toe wat ek jou sal wys, het Abraham nie in die sienlike vasgekyk om te sê, haha, ek gaan 'n stukkie plaas kry nie. Maar hy het 'n stad verwag wat uit die hemel uit gaan neerdal. Dit beteken bonatuurlik. Hy het geweet ek is besig met 'n bonatuurlike God, wat bonatuurlik dink, en hy vra vir my iets eenvoudigs, iets sienliks. Ek gaan dit doen. Ek verstaan nie wat hy sê nie. Ek weet nie hoe om dit te trek nie. Ek is tevrede hier waar ek is. Maar hy sê ek moet trek, ek gaan trek. En hy het getrek. En dit was die vrug van sy geloof. Saul, aan die ander kant, het dit nie gehad nie. Nou, elkeen van ons, jyself, moet jouself nou gaan plaas. Plaas jy jou aan Abraham se kant, of plaas jy jou aan Saul se kant? Dis die twee kante, daar is nie 'n ander kant nie. Bewaar jy God se woord en glo jy God se woord? Of is jy so Saul? Saul het sy woord geglo, hy het nie geoffer nie, tot hy in die moeilikheid was. Toe maak hy 'n plan. Toe is daar nie geloof nie. Toe die sienlike vir Saul ophou, het die geloof nie aangegaan en hom deurgedra nie. Daar was nie geloof nie. Toe moet hy in die sienlike 'n plan maak, en toe bring hy self die offer. En dit is die probleem. En as hy geglo het, dan sou dit hom tot geregtigheid gereken was. As hy geglo het en al sy soldate het van hom afvallig geraak en die Filistyne het gekom en hom doodgemaak, as gevolg van dat hy God geglo het, was dit hom tot geregtigheid gereken en hy was 'n geesreus. Maar dit was vir hom so belangrik om die oorlog teen die Filistyne te wen, dat hy God se woord nie bewaar het nie. Nou, dis nou waar ons onsself moet plaas. Vader praat met ons 1 miljoen keer. Jy kan nie sê jy het nog nie gehoor dat hy met jou praat nie. Elke keer as jy die woord oopmaak, dan praat hy met jou. Hy praat nou weer met elkeen van ons.
Jy hoor hom. Jy hoef nie te sê, ek praat, God het aan my verskyn en het vir my iets gesê, sê so baie mense, of ek het gedroom, jy hoef nie dit te doen nie. Tel die Bybel op en lees die Bybel. Dit staan daarin en hy praat met jou. Die boek is vir jou geskryf. Hy sê, Israeliet, dis vir jou. En is jy. En hy sê vir jou dinge. En wat doen jy met dit? Staan jy aan Abraham se kant of staan jy aan Saul se kant? Saul was bang vir omstandighede. Hy het God geglo, maar sy vrees vir omstandighede was baie groter. Toe Vader hom later stuur en hy verslaan die, dink sy Amalekiete. Toe bring hy die koning terug en al die beeste. En toe kom die profeet weer by hom, Samuel. Hy sê vir hom, wat 'n gebleier is dit wat ek hoor? Dit. Nee, ek het die beeste van die beeste vir God gebring vir offers. Maar hy het nie. Hoekom het hy dit gedoen? Hy het later erken, ek was bang vir die manskappe. En toe het ek toegelaat dat hulle dit bring. So, toe hy weer eens op die punt kom waar hy moet luister na God, wat was God se woorde? Dit was letterlike woorde, gaan en tref hulle met die bandvloed, moet niks terugbring nie. Ek soek nie die koning nie, moenie vir my die koning terugbring nie. Moenie beeste bring nie, moenie vir my offer nie. Maak dit dood. Steek dit in die brand, moet dit nie terugbring nie. Dit was Vader se woorde aan Saul, die profeet, hy het dit gehoor. En wat doen Saul? Hier kom hy terug met die koning. En hy dink God gaan van dit hou. Nee, is die koning, ek het die koning gebring. En ek het die pragtige beeste, ek kan vir die offer. En wat sê Vader vir hom? Hy sê, is dit vir my belangriker dat jy vir my offer, of dat jy aan my gehoorsaam is? Dat jy my glo. Saul het geensins die hoër prentjie gesien nie. Ek wil nie sê die groter prentjie nie, ek wil sê die hoër, of die dieper prentjie. Abraham het die dieper prentjie gesien. Hy het nooit die land ontvang nie. Isak, sy seun, het nie die land ontvang nie. Jakob, sy seun, het nie die land ontvang nie. Paas, Jakob se kinderseun, Egipte toe. En honderde jare daarna, toe gaan hulle eers na die beloofde land toe. So hulle het nie die belofte ontvang nie, maar Abraham het geen probleme mee gehad om te trek nie. Hy het nooit gesê, maar ek het niks geërf nie. Maar ek dink ek het Vader verkeerd gehoor. Maar ek dink is verkeerd vertaal. Maar ek dink ek moes 'n konkordans gehad het en nog ander woorde daaraan gemeet het, want dit wat Vader gesê het was definitief nie wat ek gedoen het nie, ek het hom verkeerd gehoor. Dis nie wat Abraham gesê het nie, want hy het gesien, daar's iets baie groter. En wat het Abraham gesien? Die stad uit die hemel. En as Vader vir ons iets sê, wat sien ons? Die land wat ek gaan erf, hoe goed dit met my gaan op die aarde? Of sien ek die stad uit die hemel? Sien ek die koninkryk van God wat na die aarde toe neerdal? Of sien ek die sienlike, soos Saul? Saul het net die sienlike gesien. En die uiteinde van Saul is so tragies. Hy gaan na die heks van Endor toe, dat sy vir hom moet sê, want Samuel is dood, en God praat nie met hom deur een van die ander profete of 'n priester of iets nie, hy is net doodstil. En wat doen hy? Hy wend hom na 'n heks toe. Toe hy by die heks kom, en sy vang hom uit, toe sê sy, maar jy is die oorsaak dat ons moet vlug. So wat was sy beeld na buite? Hy het God gevrees. Hy het die heks uitgeroei. Maar wat was die werklikheid? Die dag toe hy in die moeilikheid is, toe gaan hy self na 'n heks toe. So hoe aangeplak was sy geloof? Hoe het hy God se woord bewaar? 'n bietjie. Hy het mooi gelyk. Hy het die regte goed gesê. Hy het gesê daar is 'n God. Hy het gesê hy glo in hom. Maar sy werke was heeltemal iets anderster. Sy werke, sy geloofswerke was, ek glo 'n heks kan vir my die waarheid vertel. Dit was sy geloof. Want dis wat hy gedoen het. Maar toe hy by die heks kom, toe soek hy vir Samuel. Dat Samuel met my praat. En dis hoe sy evangelie vermeng was. Want hy het nie God se woord bewaar. As jy God se woord bewaar, is daar een opsie. Net dit. Kies dit. Wat 'n nommer wil jy hê? Nommer 1 of nommer 1 of nommer 1? Kies maar.